Sagaria, hoofstuk 4, vers 6. Net hierdie een vers, nooi ek julle om saam met my te lees in die woord van die Here. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Serubabel, naamlik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Net hierdie een enkele vers vanoggend. Nou, liewe gemeente, vanoggend is ons visie Sondag en ek wil vanoggend graag 'n paar gedagtes met julle deel rondom die visie wat die Here reeds in 2015 vir ons gegee het. En ek glo in die tyd kan enige iemand jou nou al 2 uur in die oggend wakker maak en jy gaan kan sê wat die visie van die gemeente is. Is dit so? Is dit reg so? Maar goed, kom ek help julle vanmôre dat as jou visiestelling enigstens iets soos die volgende klink, soos die een wat op die bord is, dan het jy die regte visie weet. Ons visie of droom wat die Here vir ons gegee het in 2015 is dat ons 'n geloofsgemeenskap sal wees wat naby aan God leef, wat omgee vir mekaar en wat 'n impak maak in die wêreld waarin ons leef. En natuurlik elke jaar begin ons met hierdie visie om onsself te herbelyn met dit wat ons glo die Here vir ons gegee het. En natuurlik is hierdie visie nie iets wat ons uit ons duime gesuig het nie. Dit kom uit Handelinge 2 vers 37 tot 47 waar ons die bloudruk vind vir die kerk, vir die Nuwe Testament kerk waarvan ek en jy 'n deel is. En as jy daai perikoop gaan lees, daai skrifgedeelte gaan lees, dan gaan jy agterkom dat al 3 hierdie kerngedagtes of 3 pilare van hierdie visie eintlik uit daardie gedeelte uitkom. 'n Geloofsgemeenskap vind ons in Handelinge kort na die uitstorting van die Heilige Gees op die dag van Pinkster en iets wat baie spontaan ontwikkel het. En ons sien dat hulle deur die werkinge, deur die leiding van die Heilige Gees ontwikkel het in 'n geloofsgemeenskap wat naby aan God geleef het, wat omgegee het vir mekaar en 'n impak gemaak het in die wêreld waar hulle leef. Maar natuurlik saam met hierdie visie ook ons seisonale woord en ons woord vir die jaar of ons tema dan vir jaar is natuurlik dan jaar van groei. So vanoggend gesels ek so kombinasie van visie en tema met julle en vir die volgende 3 weke wil ek julle vra om nie die dienste te mis nie, want ons 3 predikers gaan 'n reeks preek waarvan hierdie kerngedagtes nog dieper ingedryf gaan word in ons geloofshuis. Maar as ons dink aan die tema vir die jaar, groei, jaar van groei, dan bring dit eintlik onwillekeurig 'n vraag wel minstens in my hart op. En dit is dat as die Here dan wil hê dat ons moet groei in 2026, die vraag is hoe? Hoe gaan ons groei? Hoe groei 'n mens regtig? En as dit dan die hart van die Here is dat ons moet groei om nader aan hom te leef en om te gee vir mekaar en 'n impak te maak. Wat is die sleutel? Hoe gaan ons dit regkry, veral in die alledaagse ruimtes waar die Here ons elke dag gesit het? Want die visie mag nie net bestaan binne die 4 mure van die kerk nie. As ons op 'n Sondag by mekaar kan kom en ons kan die visie duidelik artikuleer en ons vier die visie en ons gaan uit met 'n visiestelling, maar dit word nie 'n werklikheid in ons wêreld, in die werksplek, in my vriendekringe, in die skool, in my familiekringe, waar ook al jy is, dan het ons nog nie die visie van die Here tot sy reg laat kom nie. En ek dink as ons dink aan groei, dan beteken groei vir baie mense verskillende dinge. Alraai, vir baie mense, vir sommige mense beteken gemeentegroei, en dis ons verwysing vanmôre, beteken dit net meer aktiwiteite. Maar ek het oor die jare agtergekom dat meer aktiwiteite beteken nie noodwendig meer lewe nie. Jy weet, 'n gemeente kan besig wees met baie dinge, vol kalender, byeenkomste, maar van nader beskouing innerlik uitgeput
en geestelik vlak. En daarom kan ons nie, wanneer ons oor groei praat of gemeentevisie praat, en dit beperk tot meer aktiwiteite nie. Ek dink ons sou 'n groot fout maak as ons dit doen. Ons kan dit ook nie beperk tot meer sigbaarheid nie. In die wêreld waarin ons leef vandag, sosiale media, en waar alles sigbaar moet wees, want as dit nie sigbaar is nie, dan dink mense daar gebeur niks nie, of daar word niks gedoen nie. Maar dit kan ook maklik die indruk skep, dat daar lewe is. Jy kan, op sosiale media kan jy net die beste foto's post, die events share, dit van die regte angles af belig, en seker maak dat dit aandag kry, maar 'n kerk wat raak gesien word, gehoor word en aanlyn teenwoordig is, beteken nie noodwendig dat dit 'n kerk is wat werklik vrug dra nie. Beteken nie dat dit 'n kerk is wat regtig besig is met die groot opdrag van disippelskap waarmee Jesus ons gelos het nie. Ja, vir baie mense beteken kerkgroei of dan 'n visie, die uitleef van 'n visie, meer programme. En ja, programme kan struktuur gee, maar dit is ook so dat programme of strukture in sigself nie lewe kan voortbring nie. Maar dis net die Heilige Gees wat vernuwing kan bring. Dis net die Heilige Gees wat mense tot oorgawe kan bring. Dis net die Heilige Gees wat mense tot bekering kan bring. En as ons die twee verwar, dan verwar ons eintlik bestuur met bediening. Ons kan 'n wonderlike kerkie goed bestuur word, strategiese beginsels, goeie konstitusie, beleid en dies meer, maar dit beteken nie noodwendig dat daar geestelike lewe in die kerk is nie. En ek dink die skrif bring ons elke keer terug na dieselfde teks toe, 'n eenvoudige waarheid wat ek geopen het mee, Sagaria 4 vers 6. God sê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. En ek wil vanmôre vir u sê, kerk, dat as hierdie waarheid nie ons visie rig nie, dan probeer ons groei op maniere wat God nooit bedoel het. Die kerk moet groei nie. En ek is ook van mening dat dit nie volhoubare groei vir ons sal gee nie. As ek of die leierskap elke Sondag, of as die groei van die kerk afhang van my vermoë om elke Sondag 'n nuwe haas uit die hoed uit te pluk, dan moet ek ongelukkig aanhou om elke Sondag 'n nuwe haas uit die hoed uit te pluk, want die oomblik wat ek dieselfde haas as verlede Sondag uitpluk, dan gaan ek die ondersteuning van baie verloor. En ongelukkig, groot dele van die kerk vandag het dit so geword. Ek dink ons moet nie naïef wees om ook te besef dat 'n groot segment van die sigbare kerk vandag baie seeker sensitief geword het, waar die kerk dinge doen en aanbied en reël, doeteenvoudig om mense te trek, sodat daar getalle sal wees, maar van nader beskouing is die kerk 'n myl wyd, maar 'n sentimeter diep. En dit is nie wat Jesus wil hê nie. Jesus het ons 'n mandaat gegee van disippelskap, en hy wil hê dat ons moet groei dieper, 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 nader aan sy beeld. En ek dink wanneer ons Sagaria 4 vers 6, wanneer ek hierdie teks quoteer, dan moet ons verstaan, en ek wil kortliks net 'n klein bietjie konteks gee en dan aanbeweeg. Dan spreek Sagaria hierdie woorde in 'n tyd van die volk se lewe toe dit nie maklik gegaan het nie. Die tempel is nog nie klaar gebou nie. Die mense is moeg, die taak voel groter as hulle vermoë. En ek moet eerlikwaar sê, in die begin van elke jaar voel dit vir my so, die taak is net te groot. Ek stuur onder, die berg is daarbo, en die arbeid is te veel, die arbeiders te min, en dis meer. Maar dis juist daar, en vanmôre waar God vir ons kom sê, en vir my vanmôre persoonlik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees. En dit stel my hart vanmôre gerus, want ek kan bietjie asemhaal vanmôre om te besef dat die verantwoordelikheid vir groei hang nie net van my af nie. Daar is 'n groter krag, 'n groter hand
'n persoon, die Heilige Gees, wat God vir ons as sy kerk agtergelaat het. Hy het gesê, voordat hy opvaar, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, maar ek sal julle 'n ander trooster gee, wat by julle sal wees, wat in julle sal woon. En daardie trooster, Heilige Gees, sal ons lei in die waarheid, hy sal sy kerk bou, en hy sal die goeie werk wat God begin het, sal hy volbring. En daarom vanoggend moet ons onsself weer herinner daaraan, dat groei vir hierdie jaar vir ons as 'n gemeente, gaan nie net uit menslike vermoë geskied nie. Dit is God wat deur sy Gees gaan werk, wat ons gaan dra, en wat sal voltooi wat hy begin het. Maar vanoggend, in die eerste plek, kortliks, dan moet ons besef dat, voordat God iets deur ons doen, wil hy eers iets in ons lewens doen. Is dit so? Kan ek 'n amen kry? Ja. Voordat God iets deur ons wil doen, wil God eers iets in ons lewens doen. En daarom begin die visie van die gemeente nie met impak nie, maar dit begin by naby aan God leef. En ons weet vanmôre dat hierdie verhouding is moontlik gemaak deur die kruis. Ons weet dat ons kan nie in 'n verhouding met die Here staan sonder die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is die een persoon en die goue draad wat regdeur hierdie hele visie loop. Die Bybel sê vir ons in 1 Korintiërs 2 vers 14, dat die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. As jy die Heilige Gees wegvat uit die kerk uit, as ons die Heilige Gees wegvat uit bedieninge uit, wegvat uit godsdiens uit, dan eindig ons op met 'n vorm, maar geen inhoud nie. As ons die Heilige Gees vanmôre sal wegvat uit ons dienste uit, dan eindig ons op met 'n tempel sonder 'n altaar. Dan eindig ons op in rituele sonder verhouding, aktiwiteite wat nie transformasie bring nie, kennis sonder openbaring of liefde, en beheer sonder afhanklikheid, waar alles wat ons doen goed gereël is en beheer word, maar daar word nie ruimte gemaak vir die onverwagse werking van die Heilige Gees nie. En dis iets waartoe ons onsself elke jaar moet terugbring. Is ons daar? Verseker nie. Is ons waar ons graag wil wees? In terme van ruimte maak vir die Heilige Gees in ons dienste, in ons samekomste, verseker nie, maar ek glo dat solank as wat daar nog 'n wekroep is en 'n bewussyn daarvan, dan is dit 'n teken dat die Here vir ons sê dat hy wil hê dat ons meer ruimte moet maak vir die werking van sy Heilige Gees. Ek dink Paulus is vir my 'n baie goeie voorbeeld van 'n godsdiens wat baie maklik in rituele sonder verhouding kan vasval, nê? Ons ken sy verhaal, 'n man wat ywerig was, toegewyd, skrifgeleerd, maar ons weet dat dit eers was toe die Heilige Gees in sy lewe inkom. Dat Paulus vir die heel eerste keer in sy lewe kon sê, na die Heilige Gees in sy hart inbeweeg het, ek is met Christus nou gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. En dan sien ons in Paulus se lewe 'n radikale ommekeer. En hoor ons vanmôre weer die refrein, en ek wil jy met dit deurtrek na eie lewe toe, want ons was almal ook eens daar gewees. Miskien dalk groot geword in 'n konteks waar ons gedwing was om die regte ding te doen. My paal het ons in die kar geprop, kyk jy kerk toe gegaan of jy nou lus was of nie. Jy nou 5 minute voor die tyd wakker geword het en nog nie tande geborsel het nie. As die lorry vertrek, dan klim die kinders en ons gaan kerk toe. En dis 'n goeie ding. Maar baie mense het groot geword met die idee dat dit al is waaroor geloof en godsdiens gaan, en nooit werklik 'n persoonlike ontmoeting met Jesus Christus gehad nie. En vanmôre as ek hier nog vir u te sê, broers en susters, God wil in 'n lewende verhouding met jou staan deur die Heilige Gees. En wanneer ons groot word in godsdiens waar dit net gaan oor rituele en moets en moenies en doen en dat, dan word godsdiens eintlik 'n geloof, eintlik 'n baie swaar ding wat deur my eie krag en vermoë onderhou moet word.
Maar wanneer die Heilige Gees in jou lewe inkom, dan verander alles. En so 'n refrein, of echo die refrein van Sagaria 4:6 weer, luister mooi, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, so spreek die Here. En dan natuurlik, wanneer naby net 'n plig geword het, dan raak geloof swaar, soos ek reeds gesê het, maar wanneer naby leef uit verhouding uitvloei, dan bring dit as ware vir ons lewe voort in ons lewens. En vanoggend moet ons besef dat hierdie naby leef van God, en net omdat ons die Heilige Gees ontvang het, en net omdat ons harte lewendig geword het, beteken nie dat ons harte altyd lewendig gaan bly nie. Nou enige een van ons wat vanmôre hier sit, wat nou al 'n rukkie op die pad is, sal weet waarvan ek praat vanmôre. En daarom skryf Paulus spesifiek aan jong Timoteus, en hy sê vir hom in 2 Timoteus 1:6, hy sê, jong Timoteus, young Timothy, therefore, in die konteks is Timoteus wat by geleentheid die Heilige Gees ontvang het, die hande is op hom gelê, om die gawes wat hy dra te ontsluit in sy lewe. En nou tyd verloop, en nou kom Paulus na sy jong disipel, en hy sê vir hom, ek neem iets waar in jou lewe, en ek wil jou waarsku, sodat die vuur van die Heilige Gees, die vlam wat eers gebrand het in jou, nie sal doodgaan nie. En hy sê vir hom, jong Timoteus, ek quoteer dit uit Engelse vertaling, hy sê, for this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of hands. Ek dink ons onderskat die rol wat ek en jy as gelowiges het om te speel in ons verhouding met die Here. En daarom is die Nuwe Testament, en in die besonder Paulus sy geskrifte vol waarskuwings, Jesus Christus self, waar hy na ons toe kom en sê, daarom waarsku ek, daarom pleit ek, daarom bemoedig ek. En wanneer die Nuwe Testament praat van vermaning, dan is dit eintlik 'n ander manier om te sê, ek wil julle aanmoedig, therefore I encourage you. Dat ons moet besef, dat net omdat ons wedergebore is, dit nie outomaties gaan wees. Ons gaan nie elke oggend opstaan met 'n vlam en 'n passie in ons harte nie. Daar gaan tye in ons lewens kom, wat die vlam en die vuur en die ywer, wat ons eens vir die Here gehad het, gaan begin vervaag in ons lewens. En nou, interessant, en ons het nie tyd daarvoor vanmôre nie. Maar dieselfde proses wat in ons mens wees plaasvind wanneer ons verlief raak. Onthou, die Bybel praat van wanneer hy die verhouding tussen die kerk en Christus beskryf, gebruik hy deurgaans die beeld van 'n huwelik. Ons is die bruid en Jesus Christus is ons hemelse bruidegom. En dink 'n bietjie vir jouself terug. Nou, ons moet nou sit net bietjie perke op hierdie ding sit, asseblief, moet dit nou net nie te ver vat vanmôre nie. Maar dink 'n bietjie terug, grappenderwys, aan die dag, Neil, toe jy vir Annemarie ontmoet het. Man, ek kan onthou die dag toe ek my vrou ontmoet het. Tannie Annemarie. Nee, kyk, dit was soos 'n chemiese cocktail wat ontplof het in my brein. Ja, dit was vreeslik. Ek het letterlik op cloud 9 geloop. En jy weet, dit is baie interessant as jy dit bietjie gaan lees. Hulle praat van die goed wat in die brein plaasvind. Ek gaan vinnig vir jou noem, dat jy bietjie net 'n prentjie kan kry daarvan. Hulle sê dat wanneer twee persone verlief raak op mekaar, dan word daar iets in die brein vrygestel wat hulle noem dopamien, die beloningshormoon. Word vrygestel wanneer jy iemand sien of aan hulle dink. Dit gee die gevoel van energie, opgewondenheid, fokus, en dan voel verliefdheid soos, ek kan nie wag om jou weer te sien nie. Alright, almal ken daai ene, nee. Yes, goed. Dan is die volgende chemiese stof wat die brein afskei is noradrenalien. Maak jou hart vinniger klop, gee daai vlinders in die maag en daai gevoel van senuweeagtigheid of skaam in die persoon se teenwoordigheid. Heidi, kan jy nog onthou? Ja. Dan sê hulle, die volgende stof wat afgeskei word in die brein is serotonien, of die vlakke van serotonien wat eintlik daal op daai stadium, en dan begin mense obsessiewe gedrag openbaar. Nou, moenie te veel glimlag nie, maar ons almal was al op die stadium daar gewees,
Dan check jy die hele tyd hulle naam, jy check die hele tyd die WhatsApp en jy dink aan die klein oomblikkies wat julle gesels het en saam tyd spandeer het oor en jy's 'n nul op 'n kontrak en niemand kan niks met jou uitrig nie, want jy het obsessief geraak omrede die serotonien vlakke so skerp gedaal het in jou brein. Nou luister mooi. Dan sê die mediese vir ons, die wetenskap sê vir ons dat dan vind daar 'n bindingsfase plaas. Nee, die bindingsfase is wanneer oksitosien of die vertroue hormoon vrygestel word. En dis wanneer jy veilig voel by die persoon en daar 'n verhoudingsverdieping plaasvind, meer as net verliefdheid. En dan is dit vasopressin, die commitment hormoon. Dit verhoog die begeerte om die ander persoon te beskerm ensovoorts, en dan gebeur 'n baie interessante ding. Hulle sê die prefrontale korteks raak stiller, met ander woorde, die area van die brein wat jou logika, rasionaliteit en risiko-evaluasie beheer, neem soos in heeltemal af. Met ander woorde, al die rooi vlae wat pa en ma sien, sien die kinders nie raak nie. En jy kan pleit soveel as wat jy wil, en jy kan sê soveel as wat jy wil, maar hulle sien dit nie raak nie, omrede daar 'n proses is wat in die brein plaasgevind word, en dan kom daai gevoel wat hulle noem as die doogie gevoel, waar die natuurlike dwelm van die brein begin om eetlus te affekteer, konsentrasie, energie wat afneem, slaap word daardeur geaffekteer en dis meer. En dan met verloop van tyd, Rayvon, gebeur daar iets baie interessants. Daai ouetjie wat jou vlinders op die maag gegee het, daai ouetjie wat jou hart so laat klop het, skielik kom jy agter, dis wat hulle praat van die glass shattering moment, Oh my soul, het sy nou net dit gedoen? Is dit die derde keer dat ek hoor dat sy sê, en toe, of iets is daai? Dis wanneer die dopamien stabiliseer en die serotonien klim terug in sy boksie in en die oksitosien neem oor, en dis wanneer dit verskuif van ek is mal oor jou, nou ek kies jou. Die chemiese storm is verby. En dit was dieselfde in ons verhouding toe ons Jesus ontmoet het. Ons was verlief op hom gewees. Ek het julle al vertel, die dag toe ek Jesus ontmoet het in die begin. Ek het nagte deur in die woord gesit. Daar was daar waar die son opgekom het, wat ek die Bybel gelees het. Ek kon nie genoeg kry van die Here nie. Ek was on fire, hulle moes my toesluit. Die veiligste is om 'n nuwe bekeerling wat so aan die brand is, eerder toe te sluit vir 'n ruk lank, dat hy net tot sy sinne kom. Dat hy net seker maak hy weet wat hy sê. Maar net soos wat dit gaan, tyd verloop, en op 'n dag het ek opgestaan en toe besef ek, die gevoel is nie meer daar nie. Ek voel nie meer soos wat ek gevoel het nie. Daai eerste liefde wat ek gehad het, Openbaring is nie meer daar nie. En dan begin mense sê, jong, ek weet nie, jong, daai pastoor, ek weet nie, sy preek raak nou baie vlak. Ek weet nie, ek voel nie, hy doen dit nie meer vir my nie, man, jy weet. Ek dink hy moet dalk met 'n das begin preek, jy weet, laat hy iets kort hierso, jy weet, en ons soek die probleem altyd mos op ander plekke, in plaas van dat ons besef, maar dis die plek waar my verhouding met God moet begin verdiep. Dis die plek waar ek nie meer op gevoel kan staatmaak nie. Waar dit nie gaan oor, ek kom kerk toe en, ek het hoendervleis gekry, die Here het gewerk. Waar ek nie meer my belewenisse meet aan my hoendervleis nie, maar waar my geloof dieper moet gaan na 'n plek waar dit nie gaan oor wat ek voel nie. Want gevoelens is nie meer die maatstaf nie, maar 'n dieper verhouding met God. En God wil hê ons moet dieper groei. God soek nie mense wat 'n emosiebelaaide geloof het nie. Moenie 'n fout maak nie. Emosie is altyd deel van geloof. Maar God wil nie dat ons verhouding daarop moet baseer nie. Hy wil ons moet dieper groei. Dieper nader aan die Here. In die tweede plek. Ja, wanneer ons naby aan die Here leef, word ware nabyheid uiteindelik tentoongestel en begin dit wys in hoe ons ander mense hanteer, omgee vir mekaar. Nou,
as jy die Nuwe Testament gaan lees, 'n bietjie navorsing gaan doen daar, dan kom ons agter dat die mekaar begrippe, of die woord mekaar, kom 100 keer in die Nuwe Testament voor. Bykans 60 keer wat hy voorkom, word hy in 'n bevelsvorm of 'n opdragvorm aan ons weergegee, en 30 van daai 60 kere hou die opdrag van mekaar verband met liefde, sorg, verdraagsaamheid, vergifnis, diens en die dra van ander mense se laste. En om hierdie mekaar begrippe wat direk verband hou met ons verhoudinge met mekaar moontlik te maak, het God aan ons iets baie besonders gegee. En hoor weer eens, die sleutel is, hy het dit aan ons gegee deur die Heilige Gees. Romeine 5 vers 5 sê, en God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Gees wat hy aan ons gegee het. Is dit nie amazing nie? Alright. Daai woord liefde wat gebruik word daar, agape, is dieselfde liefde waarvan ons lees later in tekste soos Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, agape liefde. Dis 'n bonatuurlike liefde wat nie sy oorsprong in die hart of in die gees van die mens het nie. Dis hemels, dit kom van God af. Ek en jy is draers van die kapasiteit van agape liefde. Besef jy dit vanmôre? Maar ons almal weet dat as jy probeer lief hê uit natuurlike liefde, strek net so ver, is dit nie? Jy kan net, en almal van ons grense lyk anders, afhangende van wie jy is, persoonlikheid, karakter, groot word, omgewing en dis meer. Party ouens se grense is net so klein. Hulle word vinnig, is hulle liefde op. Andersinne strek bietjie verder weer. Alright. Maar agape liefde, en daar's 'n rede hoekom agape liefde nie vloei nie, en ek het gaan vra vir die Here, Here, hoekom? Hoekom sukkel ek baie keer so met agape liefde? As hierdie liefde in my uitgestort is en nie afgedwing word nie, want agape liefde kan nie afgedwing word nie. Dis 'n uitgestorte liefde waarin ek met intap hier in my binneste en moet seker maak dat hierdie liefde wat God in my hart gedeponeer het, soos 'n fontein moet opspring en met vloei na die lewens van ander mense toe. Maar lou en behold, as ek myself weer kry, as ek op die hoeter, lou en behold, as ek myself weer kry, het ek iets gesê wat ek nie moet sê nie. En ek praat met die Here, en die Here het iets aan my gedeel wat ek vinnig gaan noem, en ons het nie tyd voor vanmôre daar nie, maar die Here sê vir my dat die rede waarom ons hierdie uitgestorte liefde nie kan gee nie, is die groot rede daarvoor, is dat ons in ons lewens, almal van ons wat vanmôre hier sit met onverwerkte trauma, seer kry, almal van ons wat hier sit vanmôre. En wanneer 'n mens seer kry in die lewe, wanneer jy teleurgestel word deur mense, of wanneer jy deur mense skade berokken is, dan gebeur daar iets in ons, en ons hou vas daaraan. Die hart het 'n manier om, wanneer ons te nagekom word, dadelik vas te hou daaraan. Onvergifnis. Kom ons noem dit wat dit is, dis onvergifnis. Is kwaad vir iemand, wat het my seer gemaak, vroeg in my lewe, en ons het nooit deur daai onvergifnis gewerk nie, en daai klein saadjie van onvergifnis gaan haak vas in ons sielsmens, in ons geesmens, die menslike gees. En omdat ons nie aan daai primêre seer met dit gedeel het nie, maak die hart toe, vroeg in ons lewens. En wat nou gebeur is dat wanneer iemand anderster, jare later, oor my lewenspad kom, en hulle doen iets, hulle gedrag, krap aan daai oorspronklike primêre seer of verwerping, of wat ek beleef het in my hart is verlies waarteen ek myself probeer beskerm, is die onmiddellike response in die onderbewussyn, is dat die mure van beskerming in my hart opgaan, en ek daardie primêre emosie projekteer na hierdie persoon, en daardie persoon word nou die vyand en die beskuldigde en die bedreiging. Maar ek besef nie dat die oorsprong eintlik lê in onverwerkte onvergifnis, bitterheid, woede, waarmee ek nooit gedeel het as 'n mens nie. En
En toe die Here dit vir my wys, toe besef ek, in my lewe is dit die waarheid. En wanneer iemand anders dalk met 'n rein hart en mooi bedoelinge kom en ietsie kleins trigger daai emosie, dan word hulle so goed soos die eerste persoon wat my seer gemaak het, in my onderbewussyn en in my hantering van wie hulle is. En uiteindelik eindig ek op in 'n lewe van isolasie, want nou begin mense, alle mense, op die een of ander manier, krap aan daai seer hier binne in my, en gevolglik vertrou ek niemand meer nie, almal is dieselfde, almal wil my misbruik, almal het verskuilde agendas, almal het motiewe, almal gaan my weggooi, dis net 'n kwessie van tyd, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En ek isoleer my, en ek begin na binne toe te leef, en wat gebeur is agape liefde word geblokkeer deur onvergifnis in my lewe. Maak dit sin vanmôre? En dit gebeur op 'n onbewuste vlak in ons binneste. En daarom is die oproep vanmôre van die Here na ons toe as gelowiges is dat as ons nader wil groei in mekaar, dan moet ons nie begin om die fout daar buite te soek nie, maar dat ons na onsself binne moet kyk en tyd met die Here moet spandeer en sê, Here, waar in my lewe is ek verwond, waar hou ek nog vas aan bitterheid en onvergifnis, Here? Waar moet ek vergewe, waar moet ek vrymaak, waar moet ek vryspreek, sodat u onvoorwaardelike agape liefde weer kan vloei deur my lewe. Anderster gaan ek en jy leef uit natuurlike liefde, oor en oor en oor. En dit beteken nie vanmôre, en ons het nie tyd daarvoor nie, die Here het 'n hele ding met my gedeel rondom vergifnis en versoening, want ons leef in 'n wêreld waar daar mense is wat slegte harte het. Die Bybel sê dit. Daar is mense wat nie wil verander nie. Daar is mense wat daarop uit is om seer te maak. Daar is mense wat nooit sal verander nie. Maar hier is die uitdaging vir ons. Is dat ons harte altyd so geposisioneer moet wees, dat alhoewel ons besef, ons sekere mense nie kan vertrou en sekere mense binne grense nie naby ons harte moet bring nie, daar altyd 'n openheid by ons moet bly, dat so 'n persoon net dalk kan verander. Want niks is onmoontlik vir die Heilige Gees nie. En dis die spanning wat die skrif van ons voorhou. Ek vergewe jou, en ek gaan nie toelaat dat bitterheid en onvergifnis my weerhou om jou agape lief te hê nie. Maar ek het vanweë ons verhouding reeds bepaal wat die grense van wysheid is waarbinne hierdie verhouding gaan funksioneer. Maar ek skryf jou nie af nie, ek maak die deur op jou lewe nie toe nie. In my hart bly daar 'n openheid vir versoening, omdat ek weet dat die Heilige Gees kan mense se lewens verander. Ek hoop dit help iemand vanmôre om 'n bietjie vry te kom. Die Here wil nie ons moet deurmatte wees nie, wat net aanhoudend misbruik word nie. Daar kom 'n tyd by teleurstelling waar ons gesonde grense daar moet sit. Dis wysheid wat die Bybel aan ons toeken. Maar dit mag nie jou hart verhard nie, want as jou hart verhard en jy nie vergewe nie, sal jou onvergifnis 'n blokkasie word vir agape liefde. En hier is die ding, as die blokkasie daar is, kan jy nie net nie liefde gee nie, maar jy kan ook nie liefde ontvang nie. In die laaste plek, daarmee is ek klaar. Die Here wil hê dat ons in hierdie jaar ook 'n impak moet maak in die wêreld. En weer eens is die Heilige Gees sentraal. Jesus sê in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang, dynamis is die woord in die Grieks, wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. En weer eens is die kern van hierdie teks vir ons as Nuwe Testament kerk nie opgesluit in selfpoging, in strategieë, in maniere hoe ons te werk moet gaan nie, maar is die common denominator die Heilige Gees.
Die krag wat God aan ons gee as kerk, is sodat ons effektiewe getuies in die wêreld kan wees. En broers en susters, hier is die wonderlike ding van hierdie krag. Hierdie krag, as jy hom bestudeer in sy engere konteks, dan beteken dit twee dinge. Daai dinamoskrag beteken eerstens, dit verwys na 'n morele krag. 'n goddelike vermoë wat in ons gedeponeer is in ons geesmens, wat ons in staat stel om heilig te leef. Dis die heel eerste ding wat daai krag beteken. Want dis die impak wat die kerk in die wêreld veronderstel is om te maak. Ons impak lê eerstens in die feit dat ons anders te leef. Die feit dat ons nie soos die wêreld lyk nie. Die feit dat ons soos Christus begin lyk, ek is nie daar nie, don't get me wrong, we are trying, dat ons nie dieselfde reageer, dat ons nie dieselfde met mense werk, soos vir die wêreld met hulle werk nie. Vergifnis, liefde, geduld, die vrug van die Gees. En ek en jy kan nie anders te leef as ons nie in vertroue en afhanklikheid van die Heilige Gees leef nie. Ek love it wat die kinders altyd op die bandjies het, nê. Daai, what would Jesus do? Ja, dis so eenvoudig. Ek dink by myself, as ons net elke dag in elke gegeewe situasie onsself net vra, what would Jesus do? Heiligheid beteken nie dat ek godsdienstig vroom raak en met die Bybel onder die arm loop en elke ongeregtigheid uitwys omdat ek kennis van die woord het nie. Heiligmaking beteken dat ek anders leef in 'n teenoorgestelde gees as die wêreld, sodat die wêreld die liggie van Lumi in my lewe kan sien. Is nie moeilik nie. Of kom ek stel dit so, dis moeilik, maar dis moontlik. Deur die Heilige Gees. En dan die laaste ding is die krag van God. Paulus sê, ek het na julle toe gekom nie met oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar met die betoning van Gees en krag. Broers en susters, die Here wil sy krag deur ons lewens tentoonstel. En weer eens, daai krag is nie bedoel vir die ruimte van die kerk nie. Daai krag is bedoel vir die werksplek, vir die wêreld, die strate waar ons leef. En al wat dit vra van ons is om met 'n sensitiwiteit te begin leef, wat uitvloei vanuit ons binnekamer, vanuit ons naby verhouding met God. 'n Openheid in ons harte om te leef met dieselfde hart as Christus, vergifnis, want luister hier vanmôre, God sal sy krag nie deur ons lewens tentoonstel buite die verwysing van liefde nie. Hoor jy wat ek sê vanmôre? God se krag vloei waar daar liefde is en waar die intensie van ons harte liefde is. Wanneer liefde ons dring, is die teenwoordigheid en die krag van God ook daar. En daarom bid ek dat die Here vir ons sal help dat ons weer 'n liefde sal kry in ons harte vir 'n verlore gaande wêreld. Want waar daar liefde is en liefde ons dring en ons weer 'n huil voor God met trane vir mense wat verlore is, daar posisioneer ons onsself sodat God deur ons wonders en tekens kan doen, sodat mense na hom toe getrek kan word. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan altyd oor hom. En hy wil dit doen in jou werksplek. Ons moet begin om sensitief te leef vir die Heilige Gees, want oral om ons elke dag waar ons beweeg, is daar nood. Luister, ek het een ding agtergekom, is almal wat jy teekom in jou lewe, gaan deur iets. Daar's nie een wat nie 'n storm het nie. Daar's nie een wat nie battle met iets nie. Daar's nie een mens wat nie 'n behoefte het nie. En God sit jou in my, hy sit sy dinamos krag in ons, sodat hy in die oomblik waar die Heilige Gees behoefte bewus maak, dat ons in daai spasie kan inbeweeg uit liefde, uit empatie, uit medelee, omrede ek besef dat my medegereisiger gaan ook deur 'n storm. So be kind to people. Everybody's battling something. Praat mooi met mense. Wees geduldig, selfs die ou wat jou afjak, daar's pyn daar binne, daar's iets wat
veroorsaak dat hy so maak. En as ons sensitief is vir die Heilige Gees en nie toelaat dat die vlees opstaan om onsself te beskerm en onsself te regverdig nie, sal ons agterkom dat die Heilige Gees aan ons actually wil openbaar wat fout is, sodat ons in geloof in daai spasie kan inbeweeg en ons die Heilige Gees kan vra en vertrou om in krag in te beweeg in daai oomblik, sodat Jesus Christus vir daai persoon 'n werklikheid kan word. Dit vra 'n totale ander manier van dink en leef. Is dit maklik? Nope. Is dit moontlik? Oh yes, it is. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees. Kerk, sluit bietjie die oë saam met my net daar waar jy sit vanmôre. Halleluja. Gemeente, die vraag vandag is nie, het ons 'n visie nie. Die vraag vanoggend is, op wie vertrou ons vir groei? Is dit op ons eie wysheid, ons eie ervaring, ons strukture? Ons dank die Here vir hierdie kerk. Ek voel so trots as ek in die oggend hier inloop en sê vir die Here dankie. Dankie vir wat ons het, ons fasiliteite, ons middele. Maar ons kan nie daarop vertrou nie. Ons kan nie. Ons vertroue en verwagting kan nie van 'n persoon wees nie, want die woord sê, vertrou nie op prinse en op die mensekind by wie daar geen heil is nie. Ons verwagting en afhanklikheid moet op die Here wees. En so ego daardie woorde weer tot in ons midde vanmôre. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, so spreek die Here. Ek sluit af, broers en susters, met die oë gesluit. Hierdie jaar wil die Here nie sien dat ons harder probeer nie, maar dat ons vanoggend ons harte sal oopmaak vir die Heilige Gees. Dat ons ruimte sal maak vir sy Gees en dat ons die Heilige Gees sal toelaat om te lei en dat ons sal volg. En dan sal groei natuurlik wees. So ek wil hê, terwyl die oë gesluit is, wil ek jou vra om 'n profetiese aksie by hierdie uitnodiging te sit. Romeine 5 sê dat God het sy liefde in ons harte uitgestort. Met ander woorde, dit spreek van iets wat ontvang moet word. En vanmôre is die Heilige Gees steeds tot ons almal se beskikking. Jesus sê, in Handelinge 2 sê Petrus, hy sê, hierdie belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, en almal wat die Here deur sy Gees na hom toe sal trek. Die belofte van die Heilige Gees is steeds van krag en beskikbaar vir jou en vir my. En as jy vanmôre sê, Here, ons bid dit so maklik, less of me, more of you, more of the Holy Spirit, wil jy nie jou hand uitstrek net voor jou, met jou handpalm na die hemel, as 'n profetiese aksie en 'n teken om te sê, Here, hier is my hart, hier is my lewe, my hand verteenwoordig wie ek is. En Here, ek wil hierdie nuwe jaar nie ingaan sonder die Heilige Gees nie, my vriend, my helper, my trooster, die een wat my lei en leer, my advokaat, my voorspraak by die Vader en by Jesus Christus die regverdige. Heilige Gees, ek het U nodig in my lewe. En vanoggend wil die Here sy Gees opnuut in elkeen van ons in ons uitstort. Ek gaan vra dat ons dit 'n stap verder neem vanmôre. As jy sê vanmôre, Heilige Gees, ek het nodig dat U my vanmôre opnuut sal aanraak en vul.
I need your power, I need your presence, more than ever. Staan saam met my op jou voete, en dan bid ons saam. Halleluja. Ons loof U naam. As jy plek sal maak vir die Heilige Gees in jou lewe, sal hy breek, kettinge breek, wat mense nie kan breek nie. Jy battle dalk al lank in jou lewe met iets, ons almal battle. Jou battle is dalk net sigbaarder as myne. Maar die woord sê nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees. Jy moet hom vertrou daarvoor vanmôre. And you have to pursue the presence and the power of the Holy Spirit. Want die belofte is daar, maar God gee dit nie vir harte wat nie honger en dors daarna nie. En as daar vanmôre net 'n inklinasie in jou hart is na God, sal hy jou ontmoet op die plek van jou behoefte en jou verwagting. Dis wie hy is, dis hoe getrou hy is. So net daar wie jy staan vanmôre, by jouself van die Here vanmôre, gee jouself aan hom. Sê Here, ek maak my hart oop vanmôre, Heilige Gees, vuur van God, doop die kerk vanmôre. Vul ons met die volheid van die Gees. Baptize us in the Holy Spirit. Baptize us in power. Baptize us in love for one another. Kom ons op bid hom, net daar wie jy staan vanmôre. Maak jou hart oop, dis tussen jou en hom. Hy wil die harte ken en die niere toets en die bedoeling van die Gees ondersoek. Hy beweeg vanmôre van sitplek tot sitplek. En hy's bereid om in te kom as jy hom 'n kans sal gee. Hemel Vader, U ken elke hart en lewe vanmôre. Sal U vanmôre dien ooreenkomstig die behoefte, die noodkreet en die begeerte van elke hart kom werk. Here, ek bid vanmôre dat mure sal tuimel en kettinge sal breek. Kettinge sal breek. Elke hou vas wat ons toegelaat het en wat die vyand op ons lewe gelê het, dat daardie kettinge vanmôre sal breek. In Jesus naam, Vader, ek bid vanmôre dat U liefde sal vloei in daai areas van ons lewens waar ons vashou aan bitterheid en onvergifnis. Openbaar dit aan U kerk, Here. En wanneer ons daai openbaring kry, dat ons dadelik sal deel daarmee, maar dat ons ook sal besef dat dit nie 'n eenmalig afgehandelde saak noodwendig is nie. As jy môreoggend opstaan en die emosie is weer daar, vra die Here dat jy sal wandel in vergifnis. Dat jy weer sal seker maak jou hart is vry van die seer van die verlede, dat ons die deure van pyn sal toemaak, doelbewus, soos Christus doelbewus gekies het, en dat ons sal kies om te wandel in liefde. Here, help U kerk daarmee. En ons weet U staan gereed om dit te doen. Ons loof U wonderlike naam. Ons prys U daarvoor, Here. Halleluja. Dankie, Jesus. Terwyl die musiek so speel, net vir 'n paar oomblikke, ek weet die Heilige Gees werk in elke hart en lewe.
Dankie, Here. Ons maak ons hart en lewens oop. Heilige Gees, kom werk. Kom werk. U het beloof, U sal die goeie werk wat U begin het, volëindig. Tot op die dag van U wederkoms. Doen dit so, Here. Hier is my lewe. Hier is ons lewe. In Jesus se naam bid ons dit.